Dit was onlangs groot nuus in Botswana, toe 2 onderwysers in die Okavango Delta in 'n bootongeluk verdrink het. Die oorlewendes is deur 'n span navorsers van die Vrystaatse Universiteit gered. Dis juist die span wat besig is om visparasiete te versamel. Die projek waaroor ons verlede jaar verslag gedoen het. Maar Steere 10 het hulle al ver gevorder met hulle navorsing. In Botswana se Okavango Delta met sy meer as 80 visspesies ondersoek navorsers van die Universiteit van die Vrystaat reeds 'n jaar lank die effek van visparasiete op hulle gasheere. Herald het verlede jaar verslag gedoen oor hierdie projek wat deur die Debswana mynmaatskappy geborg word. Behalwe talle nuut ontdekte parasiete waaroor verskeie wetenskaplike publikasies verskyn het, het die projek ook deelnemende studente se nagraadse kwalifikasies verbeter. Vanjaar word inligting versamel van 'n volledig toegeruste dryvende laboratorium af. Die plan is om meer as 200 kilometer met die Okavango rivier en delta af te vaar. Die feit dat ons inligting kan insamel op die wyse wat ons dit nou doen met hierdie drywende laboratorium van ons, stel ons in staat om plekke te kom waar mense voorheen nie enige sulke tipe navorsing kon doen. Vir die volgende paar maande gaan die navorsers op hierdie dryfdok woon en werk. Dit het 'n volledige laboratorium met gesofistikeerde wetenskaplike en fotografiese toerusting om parasiete onder die Okavango se visbevolking te bestudeer. Uiteindelik wil die navorsers 'n prentjie vorm van visparasiete se plek in die biodiversiteit van hierdie watermassa wat nooit die see bereik nie. Sover is bewys dat daar na die jaarlikse vloed kommerwekkende konsentrasies parasiete onder klein visies in vlakwaterpoele oorbly. Volgens professor Linda Basson kan parasiete toeneem en versprei as mense begin om veral vreemde visse in die Okavango te teel. Van die ciliate parasiete wat ons hier waargeneem het in die poele, is parasiete wat wêreldwyd baie groot mortaliteite onder jong visse veroorsaak het, en dit is dus 'n potensiële probleem. Die feit dat daar vanjaar in baie dele van die delta geen groot visse voorkom nie, word toegeskryf aan abnormale lae suurstofkonsentrasies waarin gesogte grootes soos stiervis en greepvis nie kan oorleef nie. Kevin Christensen het sy meestersgraad verwerk met 'n studie van parasiete wat in die kieue van onder meer die delta se tiervis voorkom. Die parasiet het 'n kop met hake wat in die vis se kieue geanker word. Die kop word soos 'n suier uitgestoot en ingetrek. Hoë parasietladings in die tiervis bied nog nie rede tot kommer nie, maar veranderende toestande kan die vis onder spanning plaas en weerloos teen die parasiete maak. However, further degradation of oxygen levels in the water could severely affect these fish, even going as far as causing mortalities in the fish. Na 'n jaar is die navorsers optimisties om gou 'n geheelbeeld van die delta se visparasiete te kry. Ons samel inligting in oor 'n baie unieke stelsel, so ons ontdek wat ons aanbetref skatte, in die sin dat ons ook parasiete ontdek wat deel is van die biodiversiteit van hierdie stelsel. Een van die skatte is 'n unieke ronde wurm in die kraakbeen van 'n Afrika greepvis wat destyds onder die mikroskoop en voor die kamera gekraam het. Hierdie parasiet is maar een van vele nuus wat reeds deur die Okavango visparasietprojek beskryf is. Vrylewend sou hierdie magdom in 'n stelsel beland het waarin 'n duisternis lewensvorme soos 'n legkaart in mekaar pas en waar elkeen se voortbestaan van die ander se wel en wee afhanklik is. The project will take 2 years to finish.